Hallo almal en baie welkom. Is jy in graad 4 en besig om reg te maak vir daai groot NWT-eksamen? Wel, dan is jy op presies die regte plek. Ons gaan vandag 'n superprettige vasvraag hou om seker te maak jy weet alles wat jy moet weet oor vuurpyle. So, hou vas, is jy gereed om op te styg? OK, hier is hoe dit gaan werk. Ons gaan deur hierdie 4 dele beweeg. Ek gaan vir jou 'n vraag vra, dan gee ek jou 'n kans om die video te pause sodat jy mooi kan dink en dan kyk ons saam na die antwoord. Klink maklik, né? Kom ons begin. Reg so. Kom ons spring dadelik weg met ons eerste afdeling. Kom ons begin die vasvraag. Hier is jou heel eerste vraag. Vir watter 2 hoofdoeleindes word vuurpylstelsels gebruik? Druk gou daai pauseknoppie en dink 'n bietjie mooi oor jou antwoord. En die antwoord is vir ruimtereise, jy weet, om mense in allerhande toerusting die ruimte in te stuur, en dan ook vir wapens, soos missiele. So vuurpyle help ons om die sterre te verken, maar kan ongelukkig ook in oorloë gebruik word. Goed gedoen as jy dit reg gekry het. Vraag nommer 2. Noem 2 plekke waar mense al vuurpyle gebruik het om voertuie te land. Dink 'n bietjie daardie bekende plekke in ons sonnestelsel. Vat gou 'n oomblik en dink. Ja, presies. Ons het mense op die maan laat land en ons het daai oulike robotkarretjies, die rovers, op Mars gaan aflaai om die planeet te verken. Dis nogal ongelooflik, né? Maar hoe op aarde kry 'n vuurpyl dit reg om so ver te reis? Waar kom al daardie krag vandaan? Kom ons vind uit in ons volgende afdeling, die krag van 'n vuurpyl. Vraag 3. Wat is die insetenergie van 'n vuurpylsisteem? Met ander woorde, watter tipe krag het dit nodig om enigsins te kan werk? Druk gou pause en dink daaroor. Korrek. Dit is die chemiese energie wat binne in die brandstof geberre is. Ek kan daaraan dink soos die energie in 'n battery. Dit wag net om losgelaat te word. En dit bring ons by die logiese volgende vraag. Vraag 4. As die brandstof die insetenergie is, wat is dan die uitsetenergie? So, wat gebeur as daardie energie vrygestel word? Vat gou 'n oomblik om jou antwoord te kry. Absoluut. Die uitsit is pure bewegingsenergie. Al daardie gestoorde chemiese energie word omgeskep in 'n massiewe, kragtige opwaartse stoot wat die vuurpyl die lug in lanseer. Vraag 5. Kan jy in jou eie woorde verduidelik presies hoe daardie warm gas die vuurpyl opstoot? Probeer om die stappe te beskryf. Druk pause en gee dit 'n goeie probeerslag. Mooi so. Dit gebeur basies in 3 stappe. Eerstens, die brandstof brand en maak 'n klomp warm gas. Tweedens, daardie gas skiet blitsvinnig by die onderkant uit, afwaarts. En derdens, daardie afwaartse stoot druk die vuurpyl opwaarts. En hierdie hele op en af aksie is nie sommer toeval nie. Nee, dis pure wetenskap en dit word verduidelik deur 'n baie bekende reël. Kom ons kyk 'n bietjie daarna in ons volgende afdeling, die wetenskap agter die stootkrag. Vraag 6 is vir die slimkoppe. Watter bekende wetenskaplike se 3de wet verduidelik presies hoekom 'n vuurpyl opstyg? Dink aan die man wat glo 'n appel op sy kop gekry het. Neem 'n oomblik om te dink. As jy Sir Isaac Newton gesê het, is jy 100% korrek. Dis sy beroemde 3de wet van beweging. Goed, jy ken die naam, maar wat sê hierdie wet nou eintlik? Vraag 7. Kan jy Newton se 3de wet in eenvoudige, maklike terme verduidelik? Druk gou pause en probeer dit onthou. Hier is dit. Vir elke stoot in een rigting is daar 'n gelyke stoot in die teenoorgestelde rigting. So vir 'n vuurpyl beteken dit die stoot van die warm gas wat afwaarts gaan, skep 'n presiese gelyke stoot wat die vuurpyl opwaarts forceer. Eenvoudig, maar briljant. Hier's 'n bietjie van 'n moeiliker een. Vraag 8. Hoekom moet 'n vuurpyl sy eie suurstof saamneem? 'n Kar se engine het dit mos nie nodig nie. So, wat's die verskil? Druk pause en dink mooi hieroor. En daar het jy dit. Sien, 'n motor gebruik die suurstof wat oral in die lug om ons is. Maar 'n vuurpyl vlieg so hoog, baie hoër as 25 km, waar daar amper geen lug en dus geen suurstof is nie. Sonder suurstof kan die brandstof nie brand nie, so die vuurpyl moet sy eie voorraad saampak. Vraag 9. Wat noem ons al daai bagasie wat 'n vuurpyl saam met hom dra, soos die mense, die satelliete of ander toerusting? Daar is 'n spesiale wetenskaplike woord daarvoor. Weet jy dalk wat dit is? Die woord is nutselaai. In Engels praat ons van die payload, en dit is basies die hele rede vir die vuurpyl se reis om daardie belangrike nutselaai by sy bestemming uit te kry.
Julle doen fantasties. Ons is nou by ons heel laaste afdeling, gereed vir jou eksamen. Hou moed, ons is amper daar. Kom ons maak klaar. Vraag 10. Wat gebeur met 'n vuurpyl as al sy brandstof opgebruik is? Dink 'n bietjie. Watter groot krag neem dan oor? Druk gou pause en dink daaroor. Dis heeltemal reg. Sodra die brandstof op is, dan is daai opwaartse stootkrag ook weg. En dan wen die een krag wat al die tyd probeer het om die vuurpyl af te trek. Swaartekrag. Die vuurpyl stop en val dan terug aarde toe. OK, laaste vraag. Vraag 11. As 'n vuurpyl 'n baie swaar vrag moet dra, watter twee eienskappe is die heel belangrikste vir sy ontwerp? Druk 'n laaste keer pause en dink mooi. Die antwoord is, dit moet sterk en lig wees. Sjoe, dit moet sterk genoeg wees om nie te breek onder die gewig nie, maar ook lig genoeg sodat dit makliker van die aarde se swaartekrag kan wegkom. Dis 'n baie moeilike balans vir die ingenieurs om reg te kry. En dit is dit, jy die hele vasvraag voltooi. Ons het gekyk na die doel van vuurpyle, waar hulle hul krag vandaan kry en die ongelooflike wetenskap wat hulle laat vlieg. Jy is nou 'n ware vuurpylkenner. Baie sterkte met jou eksamen, jy gaan fantasties doen.